Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. Welkom by Broodbreek. My naam is Israel Thijs. Vandag gaan ons voort met 1 Korintiërs hoofstuk 12 en die opskrif lees oor die regte gebruik van die geestesgawes. En nou, liewe broers en susters, kom ek by julle volgende navraag, namelijk oor die gawes van die gees. Ek wil julle moet hieroor goed ingelig wees, sodat julle hierdie gawes reg sal gebruik. Julle weet hoe julle destyds toe julle nog heidene was, onder die aantrekkingskrag van die verskillende afgode herwaarts en derwaarts rondgesleep is, en dit nogal deur dooie beelde wat nie 'n woord kan praat nie. Daarom wil ek nou hê julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, definitief nie onder die invloed van die Gees van God praat nie. Aan die ander kant is dit nie die Heilige Gees wat dit vir iemand moontlik maak om te verklaar, Jesus is die Here. Daar is 'n hele verskeidenheid geestelike gawes en tog kom hulle van dieselfde Gees, en daar is 'n hele verskeidenheid bedienings, maar ons dien dieselfde Here. Daar is talle aktiwiteite in die gemeente, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge kragtig in ons almal aktiveer. Elke van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Aan die een gee die Gees die bekwaamheid om wyse raad te gee, aan die ander gee hy die gawe van spesiale kennis, aan die ander gee hy dieselfde Gees 'n heel besondere geloof, aan nog een gee hy gawes van genesing, aan 'n volgende een die vermoë om wonders te verrig, aan 'n ander die gawe van profesie, aan nog een van die vermoë om te onderskei tussen God se Gees en ander geeste, aan iemand anders die gawe van praat en tale, aan nog een die bekwaamheid om die tale uit te lê. Dit is een en dieselfde Gees wat al hierdie gawes bewerk en wat aan elkeen uitdeel soos hy dit goedvind. Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Party van ons is Jode, ander nie Jode, ander weer slawe en nog ander vrye mense, maar ons is almal deur die een Gees gedoop in Christus se liggaam. En ons is almal van die een Gees deurdrenk. Ja, die liggaam bestaan nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, maak dit hom nog nie minder deel van die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek maar net 'n oor is en nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, maak dit hom tog geensins minder deel van die liggaam nie. Veronderstel 'n mens se hele liggaam sou uit 'n oog bestaan, hoe sal jy dit hoor? Of as jou hele liggaam net een groot oor sou wees, hoe sou jy iets kon ruik? Maar nou het God dit so beskik dat daar verskillende lede sal wees en dat elkeen van hulle sy eie plek in die liggaam sal hê, soos hy dit goed vind. As alles net een lid was, dan sou daar mos geen liggaam kon wees nie. Ja, daar is baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek kan sonder jou klaarkom nie. En op sy beurt kan die kop nie vir die voete sê, ek kan sonder julle klaarkom nie. Om die waarheid te sê, jy's daardie liggaamsdele wat vir ons onbelangrik lyk, is des te meer noodsaaklik. En die dele van ons liggaam wat ons as minder eervol beskou, beklee ons met groter sorg. Op hierdie manier beskerm ons daardie dele waarvoor ons skaam is vir die oë van ander, terwyl ons ander lede dit nie nodig het nie. God het dus ons liggaam so kunstig saamgestel dat daardie liggaamsdele wat eer kort kom, juis dubbele eer kry. Gevolglik heers daardie harmonie in ons liggaam en al die liggaamsdele sorg saam vir mekaar. As een lid swaar kry, kry al die lede saam swaar. En as een lid vereer word, juig al die lede saam. Julle is Christus se liggaam en elkeen van julle is 'n noodsaaklike liggaamsdeel. Hier volg nou 'n lys van sommige van die liggaamsdele wat God aan sy gemeente gegee het. Eerstens die apostels, tweedens die profete, derdens die wat onderrig gee, dan die wat wonders doen, die met gawes van genesing, die wat ander ondersteun, die wat leiding gee, die wat in tale praat. Ons is mos nie almal apostels nie. Ons is nie almal profete nie. Ons het nie almal die gawe om onderrig te gee nie. Ons het nie almal die vermoë om wonders te verrig nie. Ons het nie almal gawes van genesing nie. Ons kan nie almal in tale praat nie. Ons kan nie almal tale uitlei nie.
In alle geval, concentreer ons op die nuttigste gawes, maar laat ek julle nou eers vertel waar die eintlike geheim lê. Amen. En daar het ons geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here